Goeiedag. Dit is vir my onverstaanbaar dat iemand wat Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker, nie kan besef wat Jesus vir ons wat glo en ons medemens op Golgotha gedoen het nie. Ook wat ons Here vir ons in sy woord sê, wat hy van ons verwag. Hoe kan so 'n persoon met 'n wrok, haat, bitterheid of watter ander slegte gevoelens in haar of sy hart rondloop? Hoe kan 'n bekeerde mens niks doen om op 'n Christelike wyse van daardie gevoelens ontslae te raak nie? Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 14 tot 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hoe kan ons dan steeds met 'n wrok in ons harte rondloop? Jy kan nie vergeef word as jy nie kan vergeef nie. In Lukas 23 vers 34 stel Jesus vir ons die voorbeeld wanneer hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat 'n voorbeeld is dit vir ons? Hier vergewe Jesus hulle sonder dat een van hulle berou gehad het oor wat hulle aan hom gedoen het. Ons moet nooit toelaat dat ander mense so invloed op ons het, dat dit ons hart so besoedel en ons verhouding met ons Here in gevaar stel nie. Iemand wat werklik lief is vir ons verlosser en 'n verhouding met hom het, sal nooit slegte gevoelens teenoor ander in sy hart dra nie. Indien sulke gevoelens by hom of haar opkom, sal hulle dadelik op 'n geestelike wyse daarvan ontslae raak. As ware gelowiges sal ons altyd Jesus se woorde onthou in Matteus 18 vers 21 tot 22. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Hierdie opdrag om jou medemens lief te hê en nie met haat in jou hart rond te loop nie, is nie 'n nuwe opdrag nie. Hierdie opdrag is aan God se kinders gegee 'n paar keer in die Ou Testament. Ons lees in Levitikus 19 vers 18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Om te vergewe beteken om 'n oortreding te verskoon. In die Bybel beteken die Griekse woord wat met vergifnis vertaal word letterlik om te laat vaar. Ons vergewe ander wanneer ons geriefdheid laat vaar en nie daarop aandring om vergoed te word vir die pyn of verlies wat ons gelei het nie. Wanneer ons iemand vergewe, beteken dit nie ons keer die oortreding goed of maak asof dit nooit gebeur het nie. Jy laat dit eenvoudig net vaar. Ons almal is onvolmaak en as ons vergewe wil word, moet ons ook kan vergewe. Here, help ons om mekaar te verdra en mekaar te kan vergewe, soos wat U ons vergewe vir ons oortreding. Seën elkeen wat hierdie woorde hoor in Jesus naam. Amen.